Goeiedag en almal baie welkom by ons tweede deel van sessie 7 wat gaan oor die wysheidsliteratuur. En ons gaan spesifiek vandag oor die Bybelboek Job praat. Julle sal onthou in ons vorige sessie het ons gesê dat die wysheidsliteratuur op verskillende maniere moet ons praat oor die vraag hoe leef ons in die wêreld. En dit kyk uit 3 verskillende oogpunte uit, of verskillende oogpunte uit. Die boek Spreuke het ek gesê byvoorbeeld, herinner ons aan, ek het juist gesê, 'n jong meisie, die teks sê nie dis 'n jong meisie nie, die teks sê dis wel 'n vrou, maar dit herinner ons aan 'n vrou wat ons wysheid wil leer. En Spreuke gaan oor 'n wêreld wat georden is, en God wat regverdig is, en sistematies dan so optree. So, hoe om te leef, 'n wyse persoon kyk na hierdie orde, leer uit hierdie orde uit, en die gevolg daarvan is dat 'n wyse persoon dan voorspoedig is as jy hierdie orde volg. Die dwaase persoon is 'n persoon wat nie hierdie orde volg nie, en dan die prys daarvoor betaal. So mense kan sê, ja, dit is ook hoe die lewe werk, dit is waar. Maar dan aan die ander kant kry ons 'n boek soos Prediker, wat ons herinner aan 'n middeljarige man, wat terug in die lewe kyk en baie krities is oor die dinge wat gebeur. Sê die lewe is nie so voorspelbaar of regverdig soos wat Spreuke vir ons laat blyk nie. En mens kyk ook daarna en sê dit is ook waar. Ons kan nie alles in die wêreld beheer nie. Sekere goed kom oor ons. Maar dan nou vandag 'n derde perspektief wat ook weer 'n bietjie anders kyk. Die Bybelboek Job, wat ons herinner aan 'n ouer persoon wat terugkyk oor die lewe en wat kommentaar lewer net oor 'n klomp dinge wat in die lewe met hom gebeur het, en praat oor die letsels wat hy in die lewe opgedoen het en wat hy uit hierdie letsels uitgeleer het. Maar voor ons verder gaan, wil ek hê dat julle net eers die stopknop in die groep druk en met mekaar net praat oor Job. Wat is jou ervaring oor Job? Wat is die prentjie wat by jou opkom as dit by Job kom? En nou moet julle eerlik wees, het julle al Job se hele storie gelees? Ek vermoed bitter min van ons het dit al gelees, want ons raak iewers verlore tussen die hoofstukke en die retoriek wat daar gevoer word, maar dis 'n baie interessante boek. So gesels net eers vir mekaar, wat is jou perspektief oor Job? Goed, kom ons spring in. Nou Job is 'n lang boek. Ek gaan dit baie kortliks bespreek, en ek gaan dit doen deur 6 momente. Ek gaan regtig baie kort in die momente wees, en julle kan in die groep hanteer soos wat julle wil. Miskien wil julle met elke moment net eers die stopknopie druk en iets daaroor sê, maar ek wil dit probeer om vir julle net 'n geheelprentjie, 'n eenvoudige geheelprentjie te gee, waarvan uit jy weer kan gaan en die boek kan verken. So, kom ons spring weg met moment 1. Moment 1 bring ons sommer by Job in die eerste hoofstuk uit. En die prentjie wat geskets word, is daar is 'n hemelse vergadering. En God praat met die hemelwesens, en hy sê vir hulle, het julle al ooit iemand soos Job gesien, wat so getrou en regverdig is, so mooi lewe het? En dan kom Satan na God toe, en dan sê hy vir hom, maar Job is besig om jou te manipuleer. Hy is net so gehoorsaam en getrou, omdat hy graag wil hê dat jy hom moet seën. So as jy nou al sy besittings wegvat, en sy familie wegvat, goed wat vir hom kosbaar is, dan gaan jy 'n ander Job kry. En dan volg die eksperiment, dis letterlik 'n eksperiment. God laat dan toe, en hy gee hom dan oor aan 'n klomp rampe wat hom tref. En van daaruit vloei die res van die storie van die boek. So onthou, dit lei heel die kwessie in, wat behels ons getrouheid aan God? En wat beteken dit dat God vandag regverdig is? En waar pas ons rampe en ons lyding daarbey in? Dan kom ons by die tweede moment. Die tweede moment bring ons by die grootste gedeelte van die boek, wat strek van hoofstuk 3 tot 31. En dit word afgeskop deurdat hy Job se hele lyf oortrek word met sere. En dan voer sy vrou met hom die gesprek en vir hom sê, maar vervloek eerder vir God. En dan weier hy om dit te kan doen, al het hy self die sere. En dan sê hy die volgende in Job hoofstuk 2 vers 10.
Hy sê, as ons die goeie wat God gee aanvaar, moet ons nie dan ook die slegte aanvaar nie. Ek wil hê julle moet hieroor dink. As ons die goeie aanvaar, moet ons nie die slegte net aanvaar en voortleef in hierdie skepping nie. Hy begin met hierdie gedagte en hy eindig op 'n manier weer met hierdie gedagte. Maar tussenin gebeur 'n klomp goed. En dit mimiek eintlik wat met ons gebeur, soos wat ons baie moeilike vrae hanteer. So, dit gebeur met hom en hy maak hierdie uitspraak, maar hy begin waarom vra, hy begin swaar kry. En dan volg, vanaf hoofstuk 3 volg die waarom vra. Hy vra die Here 'n klomp vrae en hoop dat die Here gaan antwoord, maar die Here antwoord nie. En dan lees ons dat sy vriende dan na hom toe kom en by hom kom sit. En net by hom sit en na al sy vrae luister. Dit was eintlik baie snaaks, na 'n tydjie, dan kan hulle nie meer stil bly nie. Hulle sê, jy kan nie so praat nie. Gelowige kan nie so praat nie. En dan begin hulle met allerhande redenasies om sy lyding te verklaar. En eintlik kom al die redenasies op die eenvoudige resep neer. Dit werk as volg. En ons pas hom dikwels ook so toe. So, God is almagtig en regverdig. Tweedens, nou het jy lyding en daar kom rampe oor jou lewe, so daar moet 'n rede wees. As God regverdig is, dan moet daar 'n rede wees. En die rede het beslis met sonde te doen. So, dit is 'n baie eenvoudige resep. Bely jou sonde en God sal jou weer voorspoedig maak. Maar dan nou Job vol, en hy sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. En dit is reg, hy het niks regtig verkeerd gedoen nie, maar dit is ook nie reg nie. Want Job dink, jy weet, hy is heeltemal onskuldig, hy doen nooit sonde in sy lewe nie. En dan begin die hele gesprek ontvou rondom hierdie dilemma. So in al die hoofstukke herhaal hierdie selfde patroon. Job kla en vra waarom, en dan sy vriende wat raad gee. Elkeen van sy vriende, elkeen van die 3 vriende kom basies dieselfde beginsel neer. So julle sal agterkom, in hierdie lang dialoog word ons eintlik in hierdie verhaal ingetrek in ons eie lewens, in ons eie redenasies. Dan kom ons by 'n hoogtepunt en dit is Eli se toespraak. En ons kry dit hier vanaf hoofstuk 32 in, waar Eli sit en hy hoor en hy sien wat gebeur. En hy kom dan van buite af en hy verloor eintlik sy meer met hulle. Hy sê, Job, jy is verkeerd, maar jou vriende is ook verkeerd. God is nie so voorspelbaar soos wat julle dink nie. En God is soewerein en hy is nie verplig om aan ons enige antwoorde te gee van hoekom hy goed doen nie. En dan is daar 'n lang stuk wat daaroor volg wat julle kan gaan lees. En dan in hoofstuk 35 kry ons hierdie perspektief. En ek wil hom vir julle lees, julle kan saam met my lees, want ek dink is 'n pragtige teks wat hier uitkom en jou eintlik tussen die oë slaan. En ek gaan hom nou lees in die 220 vertaling vir ons. Job 35 vers 1. Eli het toe voortgegaan en gesê, so onthou net gou-gou, hulle probeer hier sonde verklaar. So hoekom kom dit met jou oor? Want dit is sonde. So kyk gou-gou sy definisie van sonde. Dink jy dit is reg as jy sê, ek eerder as God het gelyk? Ja, jy sê, watter nut het dit vir u? Wat baat dit my as ek nie sondig nie? Ek sal jou daarop antwoord, jou en jou vriende. En dan hierdie, kyk na die hemel en sien, aanskou die wolkehemel, dit is hoër as jy. As jy sondig, wat doen dit aan hom? Nee, dis 'n interessante vraag. As jou oortredinge baie is, wat veroorsaak jy aan hom? So God is almagtig. As jy sondig, doen dit iets aan God. En jou oortredings is baie, doen dit iets aan hom. Maar dan sê die teendeel, hoor daar, as jy regverdig is, wat gee jy vir hom? Of wat ontvang hy uit jou hand? So, doen jy nou vir God 'n guns as jy sonde doen of nie sonde doen nie? Dan, hoor wat sê hy in vers 8. Jou oortredinge raak net 'n mens soos jy. Jou regverdigheid net 'n mensekind. Vers 8, jou oortredinge raak net 'n mens soos jy. So, jou oortredinge raak ander mense.
en jou regverdigheid ook ander mense. En dan draai die hele eintlik debat om in 'n hele ander perspektief van sonde. En dan kom ons by moment 5 uit. Tot nou toe het God stil gebly. Job het gepraat, sy vriende het gepraat, en Eli gepraat en hierdie groot perspektief eintlik gegee. Maar dan uiteindelik dan kom God in 'n donderwolk en dan antwoord hy hier van hoofstuk 38, antwoord hy vir Job. En hierdie is nogal die moeite werd om te gaan lees, hierdie gedeeltetjie wat daarop volg. Want dan sit God hom neer voor die grootheid van die skepping, die mooiheid van die skepping, die onverstaanbaarheid van die skepping, die asemrowendheid daarvan. En daar is 'n paar baie snaakse goed wat jy daarin gaan kry, wat hy Job uitdaag en hy sê, weet jy, kan jy 'n krokodil aanvat, byvoorbeeld? Kan jy hom met jou hande aanvat? Sal hy vir jou smeek? Sal hy vir jou soebat? En heel op die einde word Job heeltemal oorweldig. God beantwoord nooit Job se vrae nie. Maar dit bring ons na moment 6 toe, waar Job in dit begin vrede kry, hiervan van hoofstuk 40 af tot 42 toe, dat Job vrede kry. Waarin kry Job vrede? Hy kry vrede, dat hy binne hierdie onverklaarbaarheid kan leef, en dat God groter is, en dat God nog steeds regverdig is. En dan hierdie gedeelte waar Job dan eintlik sy vrede kry, en op die einde God antwoord. Vers 2, hoofstuk 42, Job het die Here geantwoord. Hy het gesê, ek weet dat u alles kan vermag, dat geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie is die een wat u plan verberg, terwyl hy geen kennis het nie? So, wat is ek dat ek kan dink ek kan u verklaar? Daarom het ek sonder begrip, ja sonder kennis my mening gegee oor dinge wat vir my te wonderbaar is. Luister en ek sal praat. U het gesê, ek sal jou ondervra. Lig jy my dan in? Op hoorsê het ek van u verneem, maar nou het my oog u gesien. En daarom herroep ek dit, en ek het berou in stof en as. Ek het al baie agtergekom hoe Job se boodskap skeef getrek word, juis omdat dit letterlik gelees word en nie binne die gedagte van hoe wysheid met ons praat nie. 'n Paar van die goed wil ek net by julle uithaal wat mense nogal sien voorkom. Party mense sê, maar God gee ons soms in die mag van Satan oor. En dit is die verklaring van rampe van ons lewe. Hulle sê, wel, dit staan mos nou in die verhaal. God het vir Job aan die Satan se mag oorgegee, en dis waarom hy die goed oorgekom het, en dit gebeur ook so met ons vandag. Ek dink nie dis die geval nie. Die tweede ding wat mense skeef trek uit die boek uit, is die gevolgtrekking om te kan sê dat rampe en lyding die gevolg is van sonde. Nou weer eens, die teks is juist geskryf om vir ons te kan sê, dit is nie altyd die geval nie, maar dit kan ook die geval wees. Maar dit is nie vir ons om dit te kan bepaal nie. Die derde ding is dat geloof soos Job ons op die einde by voorspoed gaan uitbring. Dis nie wat die verhaal vir ons wil leer nie. Die verhaal wil vir ons leer dat God in ons voor- en teenspoed by ons is. En dan 'n vierde ding, jy mag God nie bevraagteken nie. Jy moet eintlik maar net gelate jou situasie met geloof aanvaar soos wat dit is. Die wysheid van Job praat inteendeel met ons op baie diep maniere. En ek dink paar van die goed wil ek net vir julle uitlig, en julle kan ook die stopknoppie druk met hierdie skuifie wat julle sien, en miskien in die groep met mekaar net daaroor praat. So die eerste ding, ons moet die verhaal nie so letterlik lees soos wat dit daar staan nie. Die verhaal wil nie vir ons sê dat God eksperimente met ons uitvoer en ons soms aan die mag van Satan oorgee en ons daarin 'n stuk verlorenheid ervaar nie. Dit is nie die boodskap nie. Die tweede ding wat vir ons wil leer, daar is nie eenvoudige antwoorde op ons hoekom vra nie. Maar Job leer ons dat ons vrae dikwels nie tot ongeloof lei nie, maar juis tot geloofsgroei, tot 'n verdieping van ons geloof. Klaagliedere is deel van die Bybel. Ek het die afgelope tyd net weer agtergekom dat ons 'n klomp goed leer uit ons
mooi en goeie ervarings, uit ons suksesse uit, maar dat ons veel meer dikwels leer uit ons mislukkings uit, en uit ons lyding uit. Dit dwing ons tot 'n baie dieper vlak van denke, waar ons nie verlore raak omdat ons ly nie, maar lyding bring ons dikwels by die perspektiewe uit. Die volgende ding, God se wysheid is baie dieper as ons menslike begrip. En ek is weer terug by wat Job gesê het. As ons die goeie aanvaar, moet ons nie ook baie keer die slegte aanvaar wat oor ons lewe kom nie. En aanvaar dat ons nie deur die slegte gaan vergaan nie. En dan die laaste ene, wat so belangrik is. God is ook by ons wanneer hy stil is, wanneer hy nie praat nie. So julle kan miskien net die stopknopie druk en miskien kortliks met mekaar net praat oor 'n paar van hierdie vrae. Ek wil vir ons met 'n gebed afsluit en volgende sessie gaan ons dan oor die profete met mekaar praat. Maar kom ons bid saam. O Here my God, wys my tog hoe en waar my hart U vandag moet soek. En wys my hoe ek U kan vind. Heer, as U afwesig is, hoe moet ek U dan soek? Wat moet ek doen met my gemoed? En as U oral is, dan moet U mos ook nou hier wees in my lyding. Wys my dus hoe ek U moet benader. God, ek wil nie opklim na hoogtes nie. Daarvoor is my begrip te beperk, te eindig. Maar ek begeer om iets te begryp, hoe gering al ook, van U waarheid en U wysheid. Want dit koester my hart. Die waarheid, U waarheid, glo ek nie, omdat ek dit verstaan nie. En ek wil dit ook nie verstaan, sodat ek mag glo nie. Ek glo dit omdat ek alles graag wil verstaan, maar meer. Ek glo eintlik dat ek niks kan verstaan as ek nie in U glo nie. Amen.